Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Habakuk 2 vers 3. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en dit sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want altyd seker sal dit kom en dit sal nie versuim nie. Soos 'n wag op sy wagpos sal ek reg staan om te hoor wat die Here vir my te sê het en wat hy met my klagte gaan maak. So het die Here my geantwoord. Skryf versigtig en duidelik op kleitablette neer wat ek jou gaan wys, sodat enige mens wat dit lees nie kan wag om dit aan ander mense te vertel nie. Die dinge wat ek vir jou gewys het en wat jy opgeskryf het, gaan nie nou dadelik gebeur nie, maar binnekort gaan dit verseker gebeur. Dit voel dalk vir jou of dinge sloer en of niks aan die gebeur is nie, maar wees geduldig. Jy sal sien, kom sal dit kom, en niks en niemand sal dit kan terughou nie. Die profeet sê hier, dat hy op sy wagpos sal staan om te hoor wat die Here vir hom sê, en wat God met sy klagte gaan doen. Want 'n gebed is baie keer ook ons wat by die Here gaan kla oor iets. En God antwoord hom, skryf versigtig neer, maar duidelik op die kleitablette, wat hy wys, sodat elke mens dit kan lees, en dat hulle nie kan wag om dit vir ander mense te gaan vertel nie. Want wat jy daar skryf, gaan nie nou dadelik gebeur nie, maar dit gaan binnekort verseker gebeur. Dalk voel dit vir jou of dinge sloer of niks gaan gebeur nie, maar wees geduldig, jy sal sien kom, dit sal kom, en niks en niemand sal dit kan terughou nie. Vir ons wat bid en 'n antwoord verwag, vat dit soms baie lank. En ek wil in die Engels sê, delays of answers are not denials. Dit is 'n feit, wanneer ons op hierdie wagpos staan, en ons kry 'n binnekamer woord, dat ons dit baie versigtig neerskryf, op kleitablette. En as jy op 'n kleitablet skryf, moet jy versigtig skryf, diep genoeg, sodat dit leesbaar is. 'n Teken vir jou, hoe ons God se liefde eers koester, die tyd met hom, voor ons die antwoord begin koester. Ons bid om eers by God uit te kom, om daar te wees, as om net die antwoorde te kry. Besef ons, dat bidtyd, tyd is, saam met God. Bybelleestyd, tyd is, waar God sy liefde aan ons verklaar. Jesaja 30 vers 18. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees. En hy sal hom verhef, om hom oor julle te ontferm. Want die Here is 'n God van die gerig, welgeluksalig is almal wat op hom wag. Geseënd is jy, terwyl jy wag. Dit is 'n plek, waar meer seëninge is, as wat ons besef. Want ons is dan, in 'n wagtyd in God se teenwoordigheid, en hoe geseënd is ons nie, om in God se teenwoordigheid vrylik te kan ingaan, soos die woord sê om in hemelse plekke te kan sit saam met Jesus. God waak oor ons in al die moeilike plekke, en hy sal nie goed oor ons laat kom, wat hy niks van weet nie. En op hierdie muur, waar ons wag, kan ons hom al begin loof en prys, want ons weet die antwoord gaan kom. Dit gaan nie net vir jou lewe wees nie, maar jy gaan die getuienis wees, en 'n antwoord vir soveel ander. Dat hulle ook sal sien, jy het bly bid. Dalk is daar mense wat weet hoe lank jy al vir iets bid, en dat jy geglo het, en dat jy getrou gebid het, en dat God getrou is en regverdig om te antwoord. Al het dit gelyk of van niks in jou lewe verander het nie. Die tyd in God se teenwoordigheid het tog jou verander. En dan sal mense sien en weet hulle, hoeveel ook al teen jou gestaan het. God het alles afgekeer om te doen wat hy gesê het hy sal doen op sy tyd. Net soos wat daar voorspel was
in Jesaja dat Jesus sal kom, dat hy die raadsman, die sterke God, die vredevors, die ewige Vader sal wees. Ons counselor sal wees. Ons prins van vrede sal wees. Net so het daardie dag aangebreek, waar Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. En net soos daardie dag aangebreek het, waar hy sy bloed vir ons laat vloei het, kan jy ook hierdie dag dit jou eie maak, dat dit ook jou dag sal wees, om te sê, ek begin neerskryf op die kleitablette, wat ek nou deurgaan, want ek weet, Jesus het dit vir my volbring. Dat jy ook deur die wonde van Jesus Christus genesing sal ontvang, om in genesing te bly vasstaan, al sien jy dit nog nie. Hierdie woord sê vir jou, kom, sal dit kom, verseker, want hy wie dit gesê het, is getrou en regverdig. Amen.